Okay, kom ons begin. Hi, my naam is Andrei en hierdie is Dirk en ons gaan vandag lekker saam met jou praat oor ons verhouding en waarskynlik jou verhouding met die staat, die regering, wat so half 'n triekie ene is, want ek dink ek dink niemand van ons is baie beïndruk met ons regering en ons staat op die oomblik nie. Ek kan moeilik dink aan 'n tyd wat ons almal baie beïndruk was met die regering en die staat. Ek het 'n mond vol oor die staat, maar ek kyk net daarna in vandag se terme. Daar's 'n hele geskiedenis, So wat ek en Dirk gepraat het is ons het so 'n bietjie in onderhoud mode ingegaan die laaste paar weke en ons wil 'n bietjie wegkom daarvan, 'n bietjie meer organies, natuurlik, bietjie meer deel wat ons mee besig is en so het ons vir mekaar gesê, kom ons kry net 'n paar punte en ons deel met mekaar wat ons wil sê en dan begin ons dit net bespreek, want anders is dit hierdie onderhoud ding wat bietjie styf en onnatuurlik is. So die eerste paar goeters wat ek net wil sê is, eerste is dit eintlik so sprekend van 3 verskillende style amper. Die eerste ene is Engeland, né? Ou koning Charles regeer, enigiemand vir hom gestem het nie. Niemand nog ooit het vir hom of vir sy ma of vir enigiemand. Hulle het nie gestem vir ja, hulle is 'n nie. monargie, né? Ja. So jy erf dit. So hulle het 'n ander tipe demokrasie, maar die koning gepraat daai deel, oor die regering daai deel, is jy is aangestel as koning deur God. Jy het koning geword want jy het gevoel, die Here praat hierso en sê ek moet hierdie mense lei. So en nou het ek gesê, dit was, aanvanklik was die idee geweest dat regering is baie soos 'n handskoen wat dinge doen op aarde. En die hand wat binne in die handskoen is God. En dan as daar staatsgrepe was dit nie gewees omdat daar ambisie was of wat ook al nie, dit was omdat daar ongelukkigheid was in so 'n mate dat mense begin voel het, die manier wat hierdie handskoen nou werk, reflekteer nie meer wat die hand wil doen nie. En daarom was daar 'n staatsgreep, net om dinge reg te trek. Daar was 'n rebellie. Daar was 'n rebellie gewees, want as God dan goed is, hoekom is ons koning nou sleg? Daar moet iets gebeur hierso. Hier moet 'n nuwe koning kom, want God is goed, die koninkryk van die hemel is goed, so met ander woorde die koninkryk van die aarde moet iets van daai goedheid reflekteer. Leierskap is die probleem, en jy kry dit reg in die Bybel dat as dit sleg gaan met Israel, gaan dit eintlik, die konings het afgedwaal. Hulle het begin droog maak, en dan kom die profete of die rigters, wat ek daai tyd was dit nog nie konings met die rigters nie, maar dan kom maar mense om te sê, ons manier wat ons funksioneer moet reggetrek word. Bottom line. Maar dan evolve ons manier van samelewing dink en al die goeders, duisende jare later, 500 jaar terug, dan begin nou die idee kry van, nou word die regerders nie meer aangestel deur God nie. Jy word aangestel deur die mense. Dis soos die Amerikaanse konstitusie, we the people. Ons die mense ordyn hierdie president as ons leier. So dan nou verteenwoordig jy nie meer die hemelse waardes, beginsels, idees, wat ek al nie, wat op aarde moet sigbaar word nie. Nou verteenwoordig jy die mense se wil, want hulle wil God eer, en soos wat dit hierdie binne-buite handskoen manier was aanvanklik, word dit nou links en regs, hierdie wêrelde wat teenoor mekaar is. Jy het op die einde van die dag, deur die manier wat ons geantwoord het op die Here se goedheid, het ons geregeer op 'n manier op hierdie aarde wat dit moes oopsluit. Die goedheid, die voorspoed van die hemel moes oopsluit, deur ons keuses, ons prosesse. Maar die interessante ding is, ons is nou in 'n derde vlak, dink ek, in 'n groot mate, want as 'n mens gaan kyk na hoe die verkiesings gebeur op die oomblik, is dit nie soos, ek bedoel, in die ou dae het jy nog gesê, stem vir ons, want ons gaan vir jou werk gee. Né? Hier is jobs, daar's hy. Dit was maklik geweest. Ekonomie, go, daar's hy. Dit was die ou manier van dink. Die nuwe manier van dink is, stem vir ons, want as die ANC en die EFF en die MK-party saam 'n koalisie gaan, dan is dit doomsday. So, of stem vir ons, want anders gaan Trump president word. So nou stem jy nie meer vir iets nie, jy gaan stem teen iets. En dis die fondasie wat ek nogal sien in ons politiek deesdae is dis altyd hierdie bangmaak taktieke. En ja, jy wil 'n beter lewe hê, maar die manier hoe jy mobiliseer is om te sê, kyk hoe erg kan dit word. Kom saam met ons, want die boogeyman is net agter die deur.
Hulle gaan vir jou vang. Kom. Maar Andre, ou moet ook daarom sê, daar is realiteit in daai doomsday. Absoluut. So, dit dra gewig en almal van ons weet wat die waarde daarvan is. So, absoluut, maar en dis hoekom dit werk as 'n afskrikmiddel, nee. Maar kyk, sê byvoorbeeld as ons nou dit wegneem van die staat af, maar die manier hoe ons funksioneer op social media en al die goeters, dis hierdie outrage culture. Dis goeters wat jou kwaad maak. Dis die goeters wat die likes, die shares en wat ek ook kry. Dis ja, goeie goeters is ook daar, maar goeie nuus haal nie die voorblaai nie. Nee dit. Nou, ons is gemobiliseer deur slegte nuus. En ek dink dis die 3 goeters wat ek wou sê, is daar's 'n definitiewe evolusie van God regeer deur die konings. Gee die keiser wat hom toekom mentaliteit wat Jesus self sê. Ja, die keiser is aangestel. Dis hy regeer in God se naam. Ons manier van hoe ons waarskynlik groot gemaak het die laaste paar 100 jaar is die mense regeer omdat ons hulle verkies het. Die staat dra ons belang op die hart toe. Dis hoekom so 'n groot deel van die bevolking nie gaan stem nie. Ja. Dus in die laaste verkiesing dink ek het soos, ek ken nie die akkurate figuur nie, maar dis astronomies hoeveel mense nie gaan stem het nie. Dis 'n paar miljoen. 'n hele paar miljoen wat Want hulle voel dit maak nie 'n verskil nie. Ja. Dit is die minderheid wat stem. Vir die eenvoudige rede is ons voel net nie dit gaan 'n verskil maak nie. Jy het vertroue in die proses verloor. En ek dink dis die groot ding is ons is sinies en skepties teenoor die regering met rede, soos wat jy gesê het. Maar dan moet daar 'n manier wees wat as 'n Christen 'n ou anders dan hierdie goeters moet kyk. So ek is nou, voordat ek nou my punchline gee, wil ek hoor, wat dink jy as Christen met alles in ag geneem en die skeptiese en belasting en wet wat wil opgaan en ouens wat nie kan saamstem oor 'n begroting nie, wat dink jy is 'n Christen se verantwoordelikheid of sy rol vandag teenoor die staat? Ek het 'n paar opmerkings daaroor. So ek stoei met een ding spesifiek in die Bybel wat ek al 'n paar keer raak gelees het, en dit sê jy moet onderdanig wees en gehoorsaam wees aan die regering van die dag. Hulle is daar deur God se wil. Daar sien dis daai handskoen ding. Ja, die hand en handskoen. Kom ons overlei die realiteit van die regering waaraan ons nou gehoorsaam moet wees, dan kom maar rebellie en dan sê jy maar, jy weet, die konteks waarin dit geskryf was, is dit van toepassing of is dit een van die blaadjies wat ons gerieflikheidshalwe wil uitskeer uit die Bybel uit? Jy weet, ek as Christen het 'n probleem voor ek jou kan antwoord met hoe moet ek hierdie sien? En jy weet, ek het nie die teologiese agtergrond om te sê maar dit was die konteks in daardie tyd nie. So hoe moet ek dit vermoderniseer sodat ek God se wil kan leef, gegeewe my verhouding met die regering om dit positief vorentoe te vat? So, waar gaan nou een daarmee? Ek weet nie, maar tradisioneel het die regering na my belange gekyk, nie myne nie, almal van ons. Vandag kyk jy na jou eie belange en jou verhouding met die regering het 'n negatiewe verhouding geword, wat 'n hoë tol eis ten opsigte van emosionele energie, finansiële energie. Elke gesin het amper die dubbel die uitgawes wat hulle sou hê as die regering hulle belange verteenwoordig het. So hierdie verhouding met die regering het vir my 'n baie negatiewe konteks, en die onderliggende rede vir my is dat hulle nie my belange op die hart dra nie. En ek dink ook nie hulle dra enige van die mense wat vir hulle gestem het se belange oor die hart nie, maar laat ons nie 'n politieke discussion hê nie. Ek moet gehoorsaam wees volgens die Bybel aan die regering van die dag. My vraag is die konteks in vandag se wêreld nie anders as toe dit geskryf was nie? Miskien moet ou dit net in 'n ander model en 'n ander voorbeeld in vertaal. Want dit is wat ek wil sê is, toe jy klein was en jy in die huis gebly het en jou ouers vir jou gesorg het, of hulle nou goeie of slegte ouers of wat, jy het nie geweet nie. Dit was hoe dit was. Is hulle het vir jou gesorg en dit was goeie ouers, slegte ouers, daai konsepte nie regtig uitgestaan nie. En ek dink dis soos die tyd van die konings. Dus die koning was daar so gewees, hy het vir jou gesorg, hy het uitgekyk vir jou belange, en dit was mooi en goed, of het nou sleg was of nie. Dit was hoe dit was. En toe word ons tieners. Toe begin ons sê, nee, ek wil 'n sê in die reëls van hierdie huis. Ek wil bepaal hoe laat ek gaan slaap en wat ons eet. Jy pa dom geword soos jy laas keer gesê het. En eers skielik toe besef ons, nou is die hele regering dom, en ons moet vir hulle die pad wys. Nou,
En daar's hy. Nou is ons krities oor hierdie goeters, alles, en ons sê moet tel, en daar's hy. En nou kom ons by 'n plek waar ou nou in jou 20's is, waar jy begin agterkom is, my ouers is maar mense, met goeie en slegte eienskappe. En ek dink dis die ding om oop te sluit, vir ons as Christene, dink ek, is om te besef dat die regering is in staat tot goed en sleg. Daar's nie net sleg nie. En daar's sekere goeders wat hulle kan doen wat iets van die Here se waardes kan oopsluit, en ander goeders wat dit weer kan toesluit. Maar terwyl dit alles in die gang is, en jy kyk na wat se ouers jou ouers was, begin die realiteit by jou insink dat, maar my kinders kyk op na my ook. En ek's ook 'n ouer. En ek dink dis die ding, daai ding van die staat kyk nie meer uit vir jou belange nie, jy's in jou eie spanne hierso, jy moet, dis regtig waar ons is nou, op daai plek waar ek dink, ou moet begin vra is, okay, maar wat's my rol hierin? Is ek nou net die ou wat die res van my lewe vir my ouers gaan uitwys en hulle foute en kritiseer wat hulle doen, en my kinders moet nou maar voel wat ek gevoel het, want die siklus gaan aan, of staan jy op en begin iets nuuts? En dis hierso waar ek dink die Bybel vir ou die antwoorde gee. Dis op, Jesus sal gaan en sê, gee die keiser wat hom toekom. En hy gee erkenning daarvoor dat in sekere situasies is jy in 'n plek waar die ouers vir jou sorg, en is mooi en goed. Maar Jesus sal ook sê, mag gee vir God wat hom toekom. Gee vir die keiser wat hom toekom, mag gee vir God wat hom toekom. Met ander woorde, daar is sekere plekke waar ons nie gaan saamstem nie. Maar dan sê Jesus ook, in hierdie wêreld is ons vreemdelinge en bywoners. Met ander woorde, dit skuif die klem na, maak nie saak wat die regering doen nie. Hierdie is nie ons huis nie. Ons huis is by die Here. Met ander woorde, ons moet 'n ander koning eer, 'n ander president begin volg. Ons moet ander getuienis gee, as dit wat die wêreld dink genoeg is. En dit maak 'n ander tipe vrede en onvrede in 'n mens wakker. Want net omdat 'n ding nou wettig, reg en goeders is, beteken nie dit is reg en goed nie. En dan dink ek outomaties aan hierdie hele stryd, ek dink dis dalk net ek, maar my YouTube is vol kapitalisties, kommunisties, vrymarkstelsel of handout mentaliteit. Dis daai twee. En aan die een dan sê hulle, die DA wil 'n plek bou waar vrymark kan gaan en waar besigheid kan hardloop, en die ANC en die ouens wil gaan en sê, nee, ons wil sosialisties werk, ons wil die kommunistiese ding hê waar die regering die grootste werkgewer is en waar hulle die beleid en die twee goeders word so teen mekaar gespeel. Maar die realiteit is, in sekere situasies gaan jy vir mense moet sê, kapitalisme is hier die enigste manier wat werk. Dis al, as jy nie sit met werk nie, dan het jy daai kreatiwiteit en innovasie nodig wat saam met dit gaan, daar's hy, kapitalisme, vrymark, daar loop hy. Maar daai stelsel het ook sy val, hy het ook sy foute. En dan het jy nodig om iets te gaan om te sê, okay, maar terwyl ons almal hier vrymark hardloop, elke ou vir homself en geld maak en werk skep, is daar mense wat uitgebuit word. So nou moet ons dit weer terugdra om te sê, okay, maar wie kyk vir die ouens wat agtergebly het? Wie kyk vir die ouens wat geval het, wat nie 'n kans gehad het nie? En dan het jy weer daai sosialistiese kant terug. Nou, en ek dink dis op die einde van die dag wat ons as Christene nodig het om te doen, is om te sê, maak nie saak wat die regering mee besig is nie, maak nie saak of my stem tel of nie, of wat ek al nie. My lewe word 'n getuienis van wie my koning is, en wie se koninkryk ek bly. En die ironie is, as ons daai ding begin leef, dan moet die regering maar by ons begin inval. As daar genoeg van ons is wat die Here begin eer en hom begin dien, dan moet die regering hardloop om by te hou of hulle moet uitval. En ek dink dis waar ons nou is. Jy het nou aan 'n klomp goed geraak, waaroor ek 'n halfuur kan kommentaar lewer, maar dit is interessant. So, al wat belangrik is wie sit op die troon in jou hart. Maak nie saak wie in die parlement in Pretoria sit nie, in die Uniegebou nie, maak nie saak wie in die Withuis in Washington sit nie. Wie sit op die troon van jou hart? Want dis hoe jy na hierdie goed gaan kyk. En my waardes bepaal hoe ek hierdie goed evalueer en hoe ek daarop gaan reageer. Dis basies wat jy bevestig. Appel, sorry ek van jou rede Dirk, appel vir my, ons het op 'n stadium jare terug gepraat oor Christelike tydskrifte. Wat klink soos 'n oulike ding? Ek bedoel, dis 'n tydskrif vir Christene, oor Christus, geloofgoeders, nou. Maar die moeilikheid is, tot jy begin dink oor die konsep.
Daai tydskrif maak geld. Dis nie 'n Christelike tydskrif nie. Dit is 'n tydskrif wat se teikenmark Christene is. Met ander woorde, daai tydskrif is nie in die Here se kant nie. Nee, die einddoel is om geld te Dis om geld te maak, né? Jy is 'n produk hierso, jy is 'n source of income vir hulle. En ek dink is dieselfde met die regering. Is daai regering wel, probeer soos wat jy wil. Hy verteenwoordig nooit die Here ten volle nie. Die oomblik as dit doen in 'n besluit, in 'n oomblik, in 'n getuienis, dan sê hy, die oomblik as dit gebeur het, dan beweeg hy fokus weer weg na iets anders toe. Dis hoekom ons die hele tyd nodig het, is om soekend te vra, Here, wat wil U hê? Die hele tyd terug te gaan na die koning van ons harte toe, en nie op prinse te vertrou nie, want die realiteit is, prinse is nie die Here nie. Dit is, hulle fokus is anderste. Dit is nie liefde en genade en vryheid, soos wat die Here voorstaan nie. 'n Regering staan altyd vir 'n regering. Ons met die beste intensies. Dit gaan definitief nie oor wat die beste is vir die mense wat gestem het nie. Dit gaan uit en uit oor die behoud van mag, en ek dink nie ons regering is 'n uitsondering nie. Ek dink reg oor die wêreld gaan dit oor mag. In die groot demokrasieë soos Amerika, waar mense gesien het 'n historiese event om afgespeel het, waar in die geskiedenis Trump die president is wat met 'n landslide in alle state gewen het. Nie landslide in nommers nie, landslide simbolies, in dat al die state was hy die wenner, en dit het nooit voorheen. So dit sê tog, die mense het hom 'n mandaat gegee om iets te doen. Nou keer hy die wêreld onderste bo, om getrou te bly aan sy kiezer. En dit gebeur in min ander lande. So die meeste mense in Amerika wat eintlik maar stil bly, want hulle is nie hierdie hoë profiel mense wat YouTube kanale hardloop en uitgesproke is daaroor nie. Daar's baie van hulle, maar die oorgroot meerderheid stem saam met wat hy doen. Hulle het vir hom gestem. Maar sien, en dis die interessante tyd wat ons leef, is jy moet hom of love of jy moet hom haat. En ek sien dit in my eie huis waar baie Trump-kritiese gesprekke gebeur, maar dit is soos, jy kan nie sê een ding goed of een ding sleg as die wind die ander kant toe waai nie. Want ons is in 'n outrage culture, want hoe kan jy een ding goed praat as daar 1000 ander goeders is wat sleg is? Of hoe kan jy een ding sleg praat as daar 1000 anderste is wat goed is? En ek dink dis waar die nuance van die politiek so half vir mens wys. Hierdie gaan nie ons Messias kan wees ooit nie. Interessante ding is, daar's in die Bybel, in Openbaring is mos al hierdie 1000 jaar wat daar vrede is, na die koms en sulke goeders. So, daar's baie ouens wat die ding nou al geïnterpreteer het, in regerings ook. En die manier hoe die politiek hom bietjie aantrek, is soos wat Zuma en die ANC hom aangetrek het. So om te sê, ons gaan regeer tot die Here weer kom. Ons is nou in die 1000 jaar van vrede. Ja, ons is nou in 1000 jaar wat ons bewind gaan wees. En julle moet saam met ons die pad stap, want ons gaan hierdie hemel waar die Here na toe terugkeer, gaan ons oopsluit. Vertrou ons regering. Die realiteit is, enigiets wat 'n mens dryf, wat nie Jesus is nie, skiet maar tekort. En die realiteit is, ons kan nie opgee op mense nie. En dan kan ons nie opgee op die politiek nie. Maar ons kan nie vasval in die idee dat dit ons redding gaan wees nie. Die een groot faktor wat vir my baie gemoedsrus gee, en ook in my gebedslewe wanneer ek met die Here praat, is God is in beheer. Maak nie saak wat die toestand in die wêreld is nie. Dit sê nie dis hy wat dit toelaat nie. Want daar is bose mense en hy het die mens vrye keuse gegee. So as gevolg van die keuse wat mense uitoefen, gebeur bose dinge met goeie mense. 'n Beginsel wat ek dink baie mense 'n vraagteken agter het. Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Daar's mense soos Putin wat Oekraïne inval. Hy het net besluit, ek wil hom hê. Jy weet, wat my moed gee wanneer ek bid, wanneer ek nie weet hoe om vir die Here te vra. Want ou mens weet nie altyd wat om reg te bid nie, en hierdie is een van daai voorbeelde waar ek nie weet, bid ek verkeerd. En ek vind gemoedsrus daarin dat God
bo alles in beheer is. En dis waarna ek op hierdie stadium berus. Daarmee sê ek nie, okay, dis nou maar so, dis fyn nie, maar as Christen vind ek tog gemoedsrus daarin dat my God op die troon sit, ongeag wie op die trone in al die lande van die wêreld sit. Ek dink as ou moet afsluit, is dit net dit wat jy nou gesê het, oor hoe ou bid. Kyk, en die onderliggende vraag is, wel, kan die Here nog iets doen in hierdie wêreld? En ek dink ons glo hy doen. En dan is die beste manier, as hy oor die staat praat, dalk om af te sluit met die Onse Vader, is, jy begin om te weet dat, wat ons ook al hiermee besig is, wel, laat u naam dan geheilig word, Here. Nie ons eie menslike egos nie. En laat u koninkryk dan kom na hierdie aarde toe, soos wat u dit sien, nie soos wat ons dit wil hê nie. En help ons dan, dat ons elke dag ons daaglikse brood het. Dat die ouens wat ons tog aangestel het, wel genadig sal wees soos wat u genadig is, sodat hulle ons regeer op 'n manier wat ons daarom brood het om te eet. En help ons om te vergewe as hulle foute maak. Ja, en net soos wat ons mekaar vergewe en nie ons vergewe. En help ons asseblief dat ons nie in die versoeking kom nie. En verlos ons van die bose, dat ons iets bou, wat u net oor die kop gaan skud en sê, ek het niks hiermee te doen nie. So, ek dink die Onse Vader gebed is dalk die beste ding om te bid, vir ons staat, vir ons regerings en vir onsself. Dis so, as jy die woorde intentioneel bedoel, maar ek dink die Onse Vader gebed en baie gebede wat jy soos 'n rympie geleer het, word 'n masjien, dit word 'n outomaat, jy sit nie die emosie daarin as wanneer jy dit regtig uit jou hart uit sou bid nie. Het maak nie gebed verkeerd nie, maar ek dink net 'n ou moet hoor wat jy sê wanneer jy hom bid, en dan God is ultimately in beheer en ek kan nie doen wat ek kan. En hy, soos wat jy sê, hy moet ons wys hoe om te navigeer deur hierdie obstacles en om hom te vertrou dat hy in beheer is, nie teenstaande. Ek dink dis die ding, wanneer dinge regtig skeefloop, is wanneer jy jou kompas verloor. En ons het gedink, aanvanklik God is die enigste kompas, want het ons crazy konings partykeer gekry. Toe het ons gedink, nee, as daar genoeg mense is wat bid, sal die mense vir ons wys wat die kompas is. En nou is ons weer terug by 'n punt waar ons besef is, ons mense is die goeie kompasse nie. Ons het maar die Here se leiding nodig. So, ek dink dis wat ons nou is kom ons soek maar nog steeds die koning van jou hart se leiding, met alles. En ons besef dat sekere goeders is goed en sleg, en sekere goeders moet verander. Sekere goeders, soos ons eie manier om korrup te word, sal nooit verander nie. Maar laat weet ons asseblief, wat dink jy? Los vir ons comments en stuur vir ons 'n bietjie boodskap. Sê vir ons, wat dink jy? Hoe is 'n Christen, 'n verantwoordelike Christen, wanneer dit kom met 'n verhouding met die staat? Sal graag hoor wat julle dink. Ja, dit was 'n interessante bespreking. Ek dink ons kan baie vertakkings van hom verder vat in baie ander discussions, maar jy het goed genoem oor ouerskap. Jy het die regering voorbeeld uitgehaal en gesê jou pa en ma. En ek dink kom ons gesels volgende keer 'n bietjie oor die verhouding tussen ouers en kinders, want daar's baie dinamiek daar wat 'n mens eers verstaan wanneer jy groter word, en dan's die geleentheid baie keer om vir jou ouers dankie te sê klaar verby. Dit sal lekker wees. Baie dankie julle.